Goeiemôre gemeente. Dis vir my 'n baie groot voorreg om vanoggend so vir die eerste keer ook hier by u te kan wees. Dankie vir die uitnodiging ook. Baie dankie vir die voorreg aan die kerkraad en dan Nico wat dan ook die reëlingkies gemaak het en dan u as gemeente vir die geleentheid om hier dan by u te kan wees. En dan wil ons graag so in die begin ook baie dankie sê vir u betrokkenheid by die Kweekskool. Ons waardeer dit regtig. Baie dankie dat u dan ook 'n student, of 'n 5de jaar student of 'n propedentskandidaat dan ook hier het, dat u dan ook vir hom bid, wat dan ook die woord voortdurend hier kan verkondig. Dankie dat u ook vir die Kweekskool bid. Ons waardeer dit baie. En dankie vir die betrokkenheid ook in daai saak. En dan net so ietsie van my, dat u dan net ook dan net kennis dra. Ons is voor ons hier by die Kweekskool was ons in George gemeente en my vroutjie Kirsten is hier saam met my en ons het 2 seentjies, Daniel en Caleb, en hulle is nou nog klein mannetjies, maar ja, so ons is nou weer terug hier in Pretoria van die Kweekskool af, was ons in die Kaap omgewing en nou weer terug hier, so na 'n paar jaar, so dit is vir ons ook 'n groot voorreg. Nou so voor ons met die verrigtinge begin, kom ons maak ons hart stil voor die Here. Here, u leer vir ons kosbaar in Psalm 123 hierdie woorde en ons wil dit nou ook bid. En dit is, Here, net soos die oog van die diensknegt is op die hand van sy Heer en die oog van die diensmaagd op die hand van haar meesteres. Here, so is ons oë op u gerig totdat u ons genadig is. Here, daarom laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nie nog 'n lied saam sing nie, so of gaan daar nog 'n lied wees? Nie nog 'n lied nie. So dan gaan ek u nooi om dan die woord van die Here oop te maak by Jakobus hoofstuk 3. Jakobus hoofstuk 3. En ons gaan saam lees daar vers 13 tot vers 18. Jakobus hoofstuk 3, vers 13 tot vers 18. Ek gaan vir u voorhou vanaf vers 13. Daar staan: Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel, sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle harte het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dit is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels. Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Net tot sover uit die wonderlike woord van ons Here Jesus, wat ons saam gelees het uit Jakobus 3, kan ons die manne vra om te staan, dan bid ons saam asseblief. Baie dankie Here Jesus vir die wonderlike voorreg dat ons hierdie dag kan gedenk, die dag waarop u opgestaan het, die dag wat u vir ons nagelaat het, die dag van die Here vir u kerk. Dankie Here dat ons saam hier in hierdie dorp, in hierdie dag, in hierdie gemeente, in hierdie gebou kan sit. U het hierdie plek vir hierdie gemeente gegee. Dis deur al die jare so bestuur dat u dit so laat gebeur het. Here, u het hierdie gemeente hier geplaas met die kerkraad, met die prediker van hierdie tyd nou om hier te wees. Ook met die verwagting van Dominee Jakes wat ook kom. Here, in al die lof en die eer kom u toe vir hierdie gemeente. En Here,
waar ons baie spesiale dag ook vandag het met die nagmaal, wil U ook die harte voorberei. Wil U ook spesiaal genade gee, dat elkeen wat dit kan gedenk, wat U vir ons gedoen het, dit kan beleef op 'n besondere manier vandag, dat U U liggaam vir ons gebreek het, en U bloed vir ons gestort het tot ons vergifnis. Dankie daarvoor, en dan, wanneer ons die woord ook oordink, wil U ook vir ons daarin help, dat ons as U kinders, elkeen wat die getuienis in sy hart het, dat hy waarlik aan U behoort, weergebore is, dat die kinders ons lewens so kan rig, in ons praktiese lewe, elke dag lewe, dat ons U sal verheerlik in wat ons doen. Here, dan hoor ons ook van al die aktiwiteite wat in die gemeente ook plaasvind, dit wat beplan word, dit wat alles hier gebeur. Die wat siek is, die persoon wat dan ook na ander gemeente gaan, almal wat behoeftes het, wat dit voor U bring in hulle harte en ook hardop. Here, mag U verheerlik word in die versorging ook daarin. Dankie vir U goedheid. En al die lof en die eer kom U toe. Dankie Here, dat U in ons midde is, deur die wonderbare woord en deur die Gees wat ons kom lei. In Jesus wonderlike naam. Amen. Voordat ek dan vir U die tema gaan aankondig, ek wil net graag vinnig die gedagtetjie net inlei. Baie keer vra ons vir raad. Raad oor, hoe moet ek dink oor iets? Wat moet ek doen in sekere gevalle? Hoe moet ek reageer as iets gebeur in my lewe? Of wat moet ek doen of wat moet ek nie doen nie? En vandag wil ons 'n bietjie met U praat uit die woord van die Here, uit 'n praktiese sin, prakties gewys. Hoe lyk 'n kind van die Here se reaksies? En dis ons tema. Hoe lyk 'n kind van die Here se reaksie? Reaksies of optredes of hartsgesindheid, as ons dit so dan kan stel. Hoe moet ons reageer as kind van die Here? Want ons het in Jakobus 3 vers 13 tot 7 of vers 18 juis gelees met vers 13 se begin wat sê: Wees wys en verstandig onder julle. Dis 'n vraag wat gevra word. En dan antwoord: Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Dis wys en raadsaam, kind van die Here, om met alles wat ek doen, elke oomblik van my lewe, daar waar ek in die werk is, daar waar U op die plaas is, daar waar U rondbeweeg in die dorp, dat alles wat ek doen sal wys dat die wysheid van die Here in my leef. Dat ek leef uit die kennis van die Here. Ek leef deur Hom en Hom alleen om Hom te verheerlik. Dit is dus raadsaam om die wysheid van die Here te leef. Het U al in 'n situasie gekom waar U geweet het dat as ek nou sê wat in my hart is, wat ek nou voel, daai emosie wat hier in my hart opstoot wanneer ek verkeerd behandel is, dat as ek nou hierdie ding sê wat ek nou voel, wel, dan gaan ek die grootste fout maak van my lewe. Het jy dit al beleef? As ek nou sê wat ek nou wil sê vir daai ou, geregverdig of nie, wel, dan gaan ek skade bring vir daai ou. Hy gaan weet wat ek van hom wil sê, maar ek gaan skade bring en ek gaan selfs in die moeilikheid kom. Maar omdat U die wysheid van die Here in die binneste het, daarom sê U nie wat U wil nie. Maar U is bereid om te buig voor die Here, te buig voor sy grootheid, want wie leef in U? Christus. Hy het U gered, hy het U skoon gewas deur sy kosbare bloed, en daarom wil ek nie soos die wêreld leef nie, en dan kies U jou woorde reg. En wat is die uitkoms daarvan? Die seën van die Here in daai moeilike situasie wat ek beleef het. Sekerlik kan U daarvan getuig as kind van die Here. Want hoofstuk 3, Jakobus hoofstuk 3 vers 16 sê die volgende woorde: Want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar vers 17 sê: Maar die wysheid van bo is ten eerste rein en die res wat daarop volg. Waar ek my vlees laat geld,
daar's wanorde, maar waar ek die wysheid van bo, die wysheid van die Here laat geld, daar werk die dinge, daar ondervind ek die seën van die Here. Nou in hierdie boodskap gedeelte wat ons het, gebruik ons Jakobus 3 vers 13 tot 18 net as 'n beginpunt. En dit is daarom ook ietwat van 'n tematiese boodskap. So, wanneer ons nou ook gaan kyk na hierdie gedagtes, dit ons wegtrekpunt, en dan gaan ek vir u gedagtes noem, en met die Bybelse gedagtes wat juis vir ons rig, met die doel om te sien hoe ek in my praktiese lewe moet optree. Hoe ek en u, daar waar ons beweeg, prakties voor die Here moet leef. En as u die wysheid van bo aanvaar, dan ontvang u die seën van die Here, al is dit in moeilike omstandighede. Jy beleef daai vrede waarvan Paulus geskryf het, wat alle verstand te bowe gaan. As jy nie die wysheid van die Here laat leef in jou lewe nie, dan kom daar moeilikheid, dan kom daar probleme. Nou wat is ons eerste reaksie of hartsgesindheid wat in ons binneste moet heers? Wat is daai eerste reaksie wat in my lewe moet wees? En nommer 1 wat ek vir u wil noem is, vir my nuttelose argumente. Kind van die Here, as u wil spaar van baie dinge wat verkeerd kan gaan in die lewe, by u werk, in u gesinsstruktuur, daar waar u beweeg tussen verskillende mense, vermy nuttelose argumente, vermy dit. Nou waar lees ons dit? Wat 'n skrifdeel wys vir ons op hierdie wysheid wat die Here vir ons leer? En dit is Titus 3 vers 10 tot 11. Titus 3 vers 10 tot 11 wat sê: aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy, vers 9, ek lees nou eers vers 10. Dis Titus 3 vers 9, maar vir my dwaase strydvrae en geslagregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Vers 10 sê: aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste en tweede vermaning. Vers 11, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Wat sien ons hierin? Veral vers 9. Vir my dwaase strydvrae, vir my nuttelose argumente. Kind van die Here, Jakobus 3 vers 13 het reeds vir ons gesê: wees wys en verstandig onder julle. Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Wat is hierdie sagmoedige wysheid? Nou die gedagtetjie van sagmoedig is prakties nou gestel. Dit is om krag onder beheer te plaas. Miskien het al die voorbeeld gehoor. Dis soos waar die vergelyking is met 'n perd. 'n Perd wat sterk is, krag het, en hy wil net wegspring, en jy sien hoe bil daai spiere, maar daai krag van daai perd beteken niks, as daar nie 'n ruiter is, wat hom beheer nie, as daar nie 'n stang in sy mond is, wat hom beheer nie. Kind van die Here, ons moet met die wysheid van die Here bestuur word, dat hy ons bestuur. Ons kan nie uit ons vlees bestuur word nie. Ons moet deur die Gees van die Here bestuur word. Daarom, in die praktiese sin van die lewe, vir my dwaase strydvrae, vir my nuttelose argumente. Nou daar's baie mense wat hou van stry. Ek hoop nie, u as kind van die Here is een van hulle nie. Daar's mense wat hou van argumenteer en debatteer oor goeters. Enige iets wil hy altyd of gaan altyd uit op 'n stryery by daai persone, en weet jy, selfs stry mense graag oor geestelike dinge en ook oor Bybelse dinge. Nou in hierdie verband waarsku Paulus deur die Heilige Gees vir Titus in die gemeenteverband om nie met hulle te argumenteer nie. Titus 3 vers 9 tot 11. Moenie met hulle argumenteer nie, want daar is geen doel op hulle argumente nie. En net soos daai riglyn destyds was van geld vir hulle, is dit net so van geld vir ons ook. Dis net so van toepassing vir ons. As u wil spaar van baie ongelukkigheid in die lewe, vir my nuttelose argumente, kind van die Here. Iemand skryf hieroor 'n baie besondere aspek, en ek hou dit vir u voor, die gedagte
Ek het geleer dat mense wat heeltyd wil argumenteer oor die Bybel, gewoonlik te doen om 'n sekere aspek in hulle lewe toe te dek, byvoorbeeld sonde in hulle eie lewe. Hulle is gewoonlik onseker en in hulle binneste baie ongelukkig. Hier's 'n groot waarheid wat hierin gesê word. Want daar's mense wat baie sterk en baie ferm oor sekere dinge na vore kom, net om die fokus van wat regtig belangrik is, weg te skuif van hulle self. En baie keer dek hulle iets toe. Ek het eendag 'n gesprek met iemand gehad. En hierdie persoon het geweldig, na die geleentheid waar ons by hom was, of waar ons was, het hierdie persoon na my toe gekom en hy het geweldig ferm en sterk oorgekom oor alles wat verkeerd is in gereformeerde kerke. Hy het omtrent vir, as ek reg onthou, vir 'n halfuur met my gesels, oor alles wat verkeerd is in gereformeerdheid, in gereformeerde kerke. En alles wat hy passievol in sy hart beleef het, het hy met my kom deel. En toe ek op die ou end 'n geleentheid kry om te gesels of om terug te reageer, toe sê ek vir die persoon, ek sien dat u is baie passievol oor hierdie saak van gereformeerdheid. En u het al baie daaroor gedink, maar ek wil 'n eenvoudige vraag vir u vra. As die Here Jesus vandag kom, en u sou vandag sterf, is u seker dat u by die Here Jesus vir ewig sal wees? Hy kon 'n halfuur met my praat, oor gereformeerdheid en alles wat verkeerd is, maar toe ek hom vra of hy die Here Jesus werklik al ken, toe kon hy niks antwoord nie. En wat doen die kind van die Here dan? Jy deel met hom die evangelie. Wat 'n wonderlike kans dan. Sy fokus was totaal verkeerd, daarom kon hy nie verstaan het nie. Sy boublokke was verkeerd, daarom kon hy nie verstaan het nie. Toe kon ek die evangelie met hom deel deur die genade van die Here. Dis steek daar 'n groot waarheid daarin. As iemand baie keer sterk oor 'n ding voorkom, net wil argumenteer, is dit moontlik net 'n rookskerm vir dit wat regtig belangrik is. Wat sou gebeur het as ek met daai persoon geargumenteer het oor kerklikheid? Sou ons enigsins erns gekom het? Nee, hy's geoefen daarin. Hy het al met baie mense daaroor gepraat. En al wat ek moes doen is deur die wysheid van die Here om rig na wat regtig belangrik is. Is jou saak met die Here Jesus reg? As dit nie reg is nie, beteken jou kennis van kerk niks. Nou wat moet ek en u doen in so 'n geval, wanneer iemand hou van argumenteer en ons kom voor so 'n persoon? Wel, eerste is, luister wat hy praat. 2, stel belang. Nou dis baie keer baie moeilik. En nommer 3, bid gedurende daai gesprek vir wysheid, sodat die Here jou wysheid kan gee wat regtig hier bespreek moet word. Wat is regtig hier belangrik en soek die regte geleentheid om dan te reageer. Want om saam te argumenteer beteken niks. Ek wil weer vir daai verse lees in Titus 3 vers 9 tot 11. Dis kosbaar. Maar vir my dwaase stryd vra in geslagregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos aan 'n man wat partyskap verwek met jou onttrek na die eerste en tweede vermaning, wetende dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordelend staan. Daai persoon wat met jou wil argumenteer oor goed, hy het reeds sy gedagtes opgemaak. U gaan hom nie oortuig nie, net die Here kan hom oortuig. As die fokus van antwoord op die regte manier is. En wat sê Spreuke 3 vers 5? Maak nie op jou eie insig staat nie. So wat is die eerste gedagtetjie in die praktiese sin van om deur die wysheid van die Here te wandel? Die eerste saak is, vermy nuttelose argumente. So gaan jy spaar van baie dinge in die lewe, kind van die Here. Die tweede, waarby ons nou uitkom, die tweede, hoe ons moet reageer, of hoe ons hartsgesindheid moet wees, is, wees versigtig. Kind van die Here, wees versigtig. Hoeveel keer hoor ons nie dit, of jong mense, dit nie by hulle ouers. 'n Ma wat sê, my kind, as jy vanaand uitgaan, of iewers heen gaan, wees net versigtig. Is dit nie woorde wat ons ken nie? Die Bybel wys dit ook. Nou ek wil die teksvers vir u noem, dit is Matteus 10 vers 16. Ek lees dit vir u, Matteus 10 vers 16.
Kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig, soos die slange en opreg, soos die duwe. Wees dan versigtig, soos die slange en opreg, soos die duwe. Hier's 'n baie kosbare vergelyking, waar die Here vir ons prakties wil wys, wat beteken dit om versigtig te wees, en in watter sin moet ons versigtig wees. Maar nou, in die gewone lewensomstandighede, as 'n mens dan sou praat van iemand is 'n slang, nou, wees versigtig soos die slange. As ons sou sê iemand moet, of iemand is soos 'n slang, wat beteken dit? Hy is slinks. Dis nie baie goed nie. En in die gewone sin van die lewe, as ons praat van 'n duif, dan praat ons van vrede, né? Maar in Matteus 10, wat is die konteks daar? Jesus stuur sy kinders, sy volgelinge, sy disippels, stuur hy uit in die wêreld om wat te doen? Die mense te vertel van die wonderlikheid van die Here Jesus, wat gekom het om te verlos, om die evangelie aan die mense te verkondig. Maar om die naam van die Here Jesus hoog te hou, is geen maklike taak nie. Is dit maklik? Nee. Is geen maklike taak nie. En daarom wat Matteus 10 vers 17, as jy sou lees, ook sien dat daar gaan ook mense hulle oorlewer, die disippels, gaan mense hulle oorlewer, om nie baie goed behandel te word nie, jy kan dit daar gaan lees. Maar wat sê die Here in vers 16, wat ons vir u voorgehou het? Die Here sê, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. En dan wat sê Jesus dan? Wees versigtig, soos die slange, en opreg, soos die duwe. Wat leer ons dan nou hier? Wat is daai gedagte van versigtig, soos die slange? Nou dit kom neer op, om slim te wees, om te vermy. Onthou, ons het gelees uit Jakobus 3, vers 13 tot 18, dat ons moet met die wysheid van die Here Jesus leef, né? En dit moet in jou lewenswandel na vore kom. So met ander woorde, hierdie gedagte versigtig soos die slange, is om slim te wees, om te vermy gevaarlike plekke, waar die sielevyand jou wil vasvang, dit te vermy, deur die wysheid van die Here. Nou wat doen 'n slang, as hy gesteer word in sy lêplek, of in sy plekkie waar hy dan nou was? Hy gee pad. As daar steurnisse om hom is, dan gee pad daai slang, hy seil weg na 'n ander plek. Daarom ook hierdie gedagte, kind van die Here, van versigtig is vir ons dan ook om oplettend te wees en agter te kom as daar dinge is wat my kan vaskeer om weg te kom. So die slang seil weg, hier is ons prentjie. Die slang seil weg, wil wegkom daar waar die bewegings is, so hy gaan na 'n ander skuiling toe. Wat leer dit vir ons? Kind van die Here, as daar bewegings van sonde rondom u is, as daar dinge is wat u kan vaskeer, en u weet, daar's 'n ding in die lewe wat u kan vaskeer, of omstandighede wat u kan vaskeer, kom weg. Wees dan versigtig soos die slang. Kom weg, voordat u in 'n hoek vasgevang word, en die vyand op jou toeslaan. As daai slang nie wegbeweeg nie, kom ons vat dit so, 'n ratel, u weet wat 'n ratel doen met 'n slang. Daai ratel kom, en hy gaan by daai slang, en daai slang kan hom later pik, en daai ratel gaan val om, maar daai ratel gaan hom vir elk geval gaan opeet. Sonde maak met die mens net so. Kom weg, wees versigtig, kind van die Here, voordat daai sonde in jou lewe jou vasdruk en vaspen. Kom weg, hier is die voorbeeld. Wees versigtig, soos die slange, maar daarmee saam, in die weg beweeg, wat sê die skrif ook, en opreg soos die duwe. Wat is daai gedagte van opreg? Opreg beteken om onskuldig te wees aan 'n misdaad. Terwyl jy dan nou wegbeweeg, moenie skuldig raak aan 'n misdaad nie. Bewaar jou hart. Bewaar jou hart van 'n verkeerde motief. Bly rein van die sonde, opreg soos 'n duif. Kind van die Here, wat leer ons dan nou hier in hierdie praktiese reaksie wat in ons lewens moet wees? Wees versigtig. Hoe? Soos die slange. Beweeg weg as jy agterkom, hier is sonde rondom my, dit omring my en dit gaan my vaspen. Kind van die Here het u gered en u sal weet, deur die Gees van die Here in die hart,
wanneer jy moet wegkom uit 'n situasie uit. En terwyl jy wegkom, bly onskuldig aan die misdaad. So nommer 2, wees versigtig. Nommer 3. Die derde reaksie, praktiese reaksie wat ons in die lewe moet hê, voortdurend in die lewe moet hê, en dit is, wees dankbaar. Wees dankbaar, kind van die Here. Dit is waarlik wysheid van die Here, om in alle omstandighede dankbaar te bly. Nou, waar lees ons dit in die skrif? Kolossense 3 vers 15 sê, laat die vrede van God, waartoe julle, dis kinders van die Here, ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Wees dankbaar, kind van die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En dan Hebreërs 12 vers 28 sê, daarom, omdat ons 'n onwrikbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. En so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Hoor net hierdie kosbare woorde. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, wees dankbaar. Is daar rede om dankbaar te wees? Ja. Wat gebeur as 'n hart nie meer dankbaar is nie? Dan raak jou hart hard. En daai dag toe die Here Jesus u siel gered het, waarvan u weet, daai dag, u weet van daai geleentheid. U weet van die plek in jou lewe waar die Here jou lewe verander het. U moet daarvan weet, dit kan nie anders nie. Wat het die Here daai dag gedoen? Hy het die hart van klip uitgehaal en dit verander met 'n hart van vlees, 'n sagte hart. 'n Ondankbare hart maak dat ek weer 'n harde hart kry. 'n Hart wat nie meer sien wat die Here Jesus in my lewe wil en ook doen nie. 'n Hart wat nie meer sien die pragtige wat die Here doen in jou lewe en in my gesin se lewe en die voorregte wat ek beleef en kyk hoe pragtig is dit ook hier rondom my. 'n Dankbare hart is die hart wat die Here vertrou, want kyk hoe die Here my gister gehelp, hy het my laas maand gehelp, hy het my laas jaar gehelp, hy het my tot hier toe gehelp. 'n Dankbare hart teenoor 'n ondankbare hart, die dankbare hart maak dat ek perspektief kan bou, selfs al is die omstandighede hoe moeilik. Die deel wat ons gelees het in 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê as 'n opdrag dit, kind van die Here, wees dankbaar, want is die wil van God in Christus Jesus. Dis sy wil dat ons moet dankbaar wees. Aan wie word dit geskryf? Aan die gemeente van Thessalonika. En hulle het, as jy gaan lees, dit baie mooi verstaan. Hulle het geweet wat vervolging is. En die Here herinner hulle daaraan, wees dankbaar. Die Here doen dit vir ons ook. Hy herinner u daaraan vandag, wees dankbaar. Of is u hart my altyd die een wat kla? Kind van die Here, vandag is die tyd om weer dit vas te maak, wees dankbaar. En dan uit 'n dankbaarheid, waar ons weet dat die loon by Jesus eendag is baie groter as wat ons hier op aarde het, dan kan ons daai versie sê, wat ons so graag ook sê, Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Ons haal dit baie aan, maar dit kom net tot sy reg, as ons 'n dankbare hart behou. Die uitdaging is, om vir die Here te vra, Here, help my, met hierdie dankbare hart, dat ek dit weer sal hê. Die 4de punt wat ons het, onthou ons het nou gesê, nommer 1 was, dat ons moet vermy die nuttelose argumente, 2, wees versigtig, né, met die toepassings daar, 3, dankbaarheid wat ek moet hê, en nommer 4 is, wees geduldig. Maar dis nie waar dit stop nie. Baie keer sê ons vir mekaar, ja, ons is geduldig, maar weet jy wat sê die skrif daaroor? 1 Tessalonisense 5 vers 14 sê, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, en wees lankmoedig teenoor almal. En dis die punt hier.
wees geduldig, lankmoedig teenoor almal. Dis binne die gemeentesin, verband, dis tussen ander kinders van die Here rondom waar ons beweeg, maar ook teenoor die wêreld buite. Nou die Bybel leer dit spesifiek vir kinders van die Here, want die kind van die Here het tog baie keer so 'n kort lont van ongeduld. Daai vlammetjie word aangesteek in omstandighede waar jy is, jy verwag nie dat jy in hierdie omstandighede gaan wees nie, in die volgende oomblik vang jy dat jou hart het nou, daai lont het afgebrand, en hier bars daai bom, en ek is weer ongeduldig. En vanaand is ek spyt dat ek vandag ongeduldig was. Jy weet waarvan ons praat. Dan moet jy gaan bely en gaan regmaak, want kyk hoe het my reaksies gewees. Kind van die Here, daarom leer die Here voor die tyd, wees geduldig teenoor almal. En hierdie dinge kom nie van self nie, kind van die Here. U moet dit leer en toelaat dat die Here dit in u inbou. Wees geduldig teenoor almal. Nou, daai oomblik wat my broer, kom ons vat in die sin van die kerkraad, of maak nie saak nie, waar my broer nou iets sê waarmee ek nie saamstem nie, en jy raak in daai oomblik ongeduldig, net daar kon die Here my gebruik het, om sy saak te verheerlik. Maar nou raak ek ongeduld, en is daar seën in die, van die Here af, en ongeduld en sonde? Nee. Maar ook kan ons dit toepas in die wat buite is, die wat nog nie gered is nie. Nou onthou, mense kry gedissiplineerde mense, wat nog nie die Here Jesus ken nie, en jy kry ongedissiplineerde mense, wat ook nie die Here Jesus ken nie. Nou ons beweeg tussen hulle almal, is dit nie so nie? En kom ons vat 'n geleentheid, u staan by 'n plek, iemand het nou net vir u verkeerd gesê, of iets gedoen, en in daai oomblik, kom die ongeduld in my hart, en ek wil dan nou daai persoon dan nou reg help. In daai oomblik, wat u dan nou ongeduld het, kan u nie meer die toonbeeld wees van die Here Jesus, teenoor daai persoon, teenoor wie u nou net ongeduldig was nie. Daarom, die Here wil u gebruik. Wees geduldig teenoor almal. Dis praktiese wysheid, wat die Here vir ons hier lees. Kind van die Here, maak dit vas. Wees geduldig teenoor almal. En dan die laaste enetjie, dis die uitvloeisel eintlik ook in hierdie saak, en dit is, wees gereed om teenoor enige iemand, enige tyd te vertel oor die hoop van die Here Jesus wat binne in jou is. Dis wysheid van die Here. 1 Petrus 3 vers 15 wys. Ek lees dit vir u, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van u rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Kind van die Here, ons lewens moet heeltyd deur hierdie wysheid van God bestuur word, om ten alle tye altyd gereed te wees, selfs met daai persoon wat jou te nakom, in daai oomblikke, dat jy altyd gereed sal wees om van die Here Jesus te kan deel, te kan vertel, dat jy kan vertel oor dit wat Christus vir my gedoen het. Kyk wat 'n groot werk het hy vir my gedoen. Wat het hy gedoen en nou kan hy dit vir jou ook doen. Dat jy dit met iemand kan deel. Hoe wonderlik is dit nie? Hierdie lewensbeginsel moet deel van ons wees en ons moet ons bekwam daarmee. Kind van die Here, hierdie goeders kom nie van self nie. U moet geleer word hierin. En u moet jouself oefen daarin. Oefen jou in die godsaligheid, sê die woord. Nou kan iemand sê, maar hoe kan ek rekenskap gee oor die hoop van Christus in my? Nou waarvan praat ons altyd? Ons moet getuies wees van Jesus, is dit nie so nie? Ons moet getuies wees van hom. Nou wat is 'n getuie? Is iemand wat daar was om te sien wat het gebeur. Was u daar toe die Here u siel gered het? Ja, u was daar. U moes daar wees. Anders het hy nog nie daai werk vir u gedoen nie. En wat moet ek doen? Wees net altyd gereed om te vertel van wat Jesus vir my gedoen het, dat ek dit vir ander kan vertel. En daarna het hy die aanknopingspunt om vir hom te vertel van hoe die kruisiging van Jesus vir my gereinig het, of sy werk aan die kruis vir my sondes weggevat het, jou sondes kan wegvat, en hoe hy ook kan deel in die Here Jesus se vrede,
dat hy ook die ewige lewe kan hê. Sien nie, jy moet net getuig, maar die Bybel sê, jy moet altyd gereed wees, altyd teenoor enige iemand. Dit sal die seën van die Here in die lewe bring, soos nog nooit tevore nie. Maar jy moet hierin geoefen word. Nou kom ons vat dit saam. Kind van die Here, hier is 5 soorte reaksies, waarin, daar is nog baie ander, maar waarin die skrif vanoggend vir ons wys, waarin kinders van die Here moet reg reageer. En die eerste wat ons gesien het, om regtig die seën van die Here en sy vrede in ons lewens te beleef, is, vermy nuttelose argumente. Vermy dit. 2, wees versigtig. Hoe? Soos die slange. Vermy die plek waar die son jou kan vaskeer. En bly opreg, soos die duwe. Vry van die misdaad. 3, wees altyd dankbaar. Dis die grootste bate wat ons kan hê. Want dis daai hart, 'n dankbare hart, wat jou perspektief gaan gee in watter omstandighede ook al. 4, wees geduldig, maar dit stop nie net by wees geduldig nie. Dit sê teenoor almal, dis die praktiese toepassing. Wees geduldig, lankmoedig teenoor almal. En 5, wees altyd gereed om te vertel van die hoop wat daar in jou hart is, van die Here Jesus, aan iemand anders te kan vertel. Mag ons lewens so ingerig wees, dat ons soos 'n lig op 'n berg sal wees. 'n Lig op 'n berg steek jy nie weg nie. Daai lig skyn en almal sien dit. Dat almal kan sien die wysheid van bo wat in jou binneste is. En dat ek Jesus verheerlik deur alles wat ek doen. Mag die Here hierdie werk in U doen, en die Here vra dat ons hierdie dinge in ons lewens ook sal gee. Amen. Kom ons maak ons hart stil en dan bid ons ook saam. Here, baie, baie dankie vir die wondervoorreg dat U woord vir ons so prakties lei en rig. Dankie Here dat U in ons algemene lewenswandel betrokke is en ook ons wil bestuur. En Here, help elkeen van U kinders om dit te doen. En nou wat ons ook die woord gehoor het en ons harte ook gereed kan gemaak word deur waar ons gefaal het, dat ons vir U kan vra, Here, vergewe my daarin en help my om voort te bou in U. Nou kan ons ook gedenk wat U vir ons gedoen het met die nagmaal. Dankie dat U vir ons U lewe afgelê het. En dankie, Here, dat U die dood oorwin het. En U gaan eendag terugkom en ons sien uit na daai dag. Maar tussentyd, Here, moet ons leef soos kinders van die Here. Help ons met hierdie aspekte. En al die lof en die eer kom U toe in Jesus naam. Amen.
gemeente ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons hemelse Vader en die soete opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat Jesus ons kom haal. Amen.